Die vorige keer het ons gehoor dat Elia die nuus gekry het dat hy lewendig hemel toe geneem gaan word. En in die fotootjie sien jy hier hoe hy 'n dooie kindjie opgewek het. Met Elia se hemelvaart het ek, Elisa, gesien wat aan die einde van tyd gaan gebeur wanneer Jesus sy kinders gaan kom haal. Kom ons hoor wat gebeur het nadat Elia met sy mantel 'n pad deur die rivier oopgeslaan het en ons op die ander kantste wal uitgestap het. 2 Konings 2 vers 9 sê, en nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, hier's iets moois, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom. Wat dink jy? Het ek met die dubbele Gees bedoel wat ek vir Elia gevra het? Ek het nie meer gevra as dit wat aan Elia gegee was nie. Maar Moses verduidelik die saak vir ons. Deuteronomium 21 vers 17. Maar hy moet die eerstgeborene erken deur aan hom 'n dubbele deel te gee. Soos het ons 'n eerstgeborene, het ons 'n dubbele deel van alles wat hy besit. Want hy is die eersteling van sy krag, die eerstgeboorte reg is syne. My versoek was dat ek, soos die eerstgeborene seun behandel word en 'n dubbele deel van Elia se gees moet ontvang. Dit is nou 'n vergelyking met die ander seuns, die profete seuns. Ek wou as die geestelike eerstgebore seun van die ouer profeet gesien word. Dit moes my in staat stel om met die werk wat Elia begin het, mee aan te gaan. So wat ek gevra het, is die genade, die seën om met die werk aan te gaan. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. Dis nie maklik om vir die Here te werk nie. Dis 'n harde saak, 'n wonderlike saak. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. Kan jy jou voorstel hoe passievol, bidtend ek vir daardie oomblik gewag het? Die woorde weer klink in my ore en hart. As jy my sien. 700 jaar gelede is Moses in hierdie selfde omgewing begrawe. En hy is hier opgewek. En terwyl ons vir Oula so saam stap en gesels, gebeur die ongelooflikste iets. Skielik is die lug met glansende, juigende, glimlaggende engele gevul. Die glorie is oorweldigend. Die engele se voorkoms het my aan 'n glansende wa van vuur laat dink. Het is moeilik om hierdie goddelike glans en heerlikheid te beskryf. Die ander verblindende verskynsel het vir my soos pere gelyk wat vlammende, glansende vuur uitstraal. Daar is eintlik nie iets op aarde waarmee ek hierdie hemelse gesig kan beskryf nie. As daar op daardie oomblik onbeleide sonde in my lewe was, so daardie glans my verteer het. En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia in die storm na die hemel opvaar. Nou in my dag was waans en perde simbole van glansende triomf. So dis waarom ek dit in hierdie taal beskryf. Die waans van God, sê Psalm 68:17. Waans van God is 10.000e, 1000 maal duisende
Die Here is onder hulle. Dit is Sinai in heiligheid. So die waas wat ek beskryf is eintlik ontelbare engele, wat op daai oomblik afgekom het. Hierdie goddelike engele, boodskappers, krygsmanne, verskillende gedaantes en voorkomste aan mense en ook in profetiese visioene. Die waans van God is 10.000, 1000 maal duisende, die Here is onder hulle, dit is Sinai in heiligheid. Ek wonder hoe gaan die mense in die eindtyd hierdie hemelse engele glans beskryf. Eintlik kan mens dit nie beskryf nie. Kom ons hoor wat Sagaria oor die beskrywing van engele skryf. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar was 'n man wat op 'n breinperd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was, en agter hom was daar bruin, vos, wit perde. Toe sê ek, wat beteken dit? So het ons weer met perde te doen. Wat beteken dit, my Heer? En die engele wat met my gespreek het, antwoord my, ek sal jou toon wat dit beteken. En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê, dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis. Sagaria sien perde van verskillende kleure wat boodskappers genoem word, en hulle deurkruis die aarde. Om wat te doen? Om ons te beskerm. Hy deurkruis sy engel op hierdie oomblik om jou te beskerm. Kom ons hoor wat sê Esegiel. Die vorm van die wesens, hulle voorkoms, was soos die van gloeiende kole vuur. Hulle was net soos die vlamme wat heen en weer tussen hulle beweeg het. Esegiel sien wesens soos gloeiende kole, lyk soos gloeiende kole. Hulle bewegings kan met weerlig vergelyk word wat in alle rigtings uitskiet. Wat 'n gesig. Ons het geen idee van die hemelse glorie nie. Wat sê Jesaja? Die Here kom in vuur. Sy strydwaans is soos 'n stormwind. Dis nie menslik moontlik om God se openbaring van sy heerlike glans te beskryf nie. Die taal ontbreek. En hierdie profete, ons noem dit antropomorfologie, hulle moes dit beskryf in vorme wat hulle ken. Maar God se glorie is glansryk. Ek, Elisa, het 'n soortgelyke hemelse glans op 'n keer by Dothan gesien, toe die Siriërs ons beleer het. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad, met perde en strydwaans, simbole van oorwinning wat behaal gaan word. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Kan jy sien hoe hy sy hande in die lug gooi? Meester, dis verby met ons. Hy het geantwoord, dis nou Elisa, moenie bang wees nie. Daai moenie bang wees nie, moenie vrees nie, kom baie keer in die Bybel voor. Die wat by ons is, al sien ons hulle nie, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien die berge rondom Elisa, vol perde en strydwaans en vuur. Hier is 'n ander weermag van perde en strydwaans. Hierdie weermag is van vuur, verterende vuur. Kom ons verlaat Dothan en beweeg terug na die hemelvaart gebeurtenis by die Jordaanrivier.
En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kan jy sien hoe stap hulle langs die Jordaan, kom dan met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur. Hier het ons weer die wa en die vuur en die perde, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia in die storm na die hemel opvaar. Nou in my dag was waans en perde, soos ek genoem het, simbole van glansende triomf. Toe die Here daardie dag Elia kom haal het ek iets soos 'n geweldige stormwind ervaar. So 'n soort van 'n rukwind. Die intensiteit, die onbeskryflike krag van die storm het my diep met die majesteit van God beïndruk. Hierdie was 'n miniatuur voorstelling van wat eendag in die toekoms gaan gebeur. Die intensiteit, my liewe vriende, die onbeskryflike krag van die storm, my diep met die majesteit van God beïndruk. En ek wil net noem dat die Here het Job ook met dieselfde vertoon van mag. Toe die Here vir Job aangespreek, hoe? Uit 'n stormwind uit. Job het 'n blik op die ondeurgrondelike wysheid, liefde, mag, reinheid en glorie van God gekry in die stormwind. En dit is wat ek ook gekry het in daai stormwind. God gaan op binnekort aan die ganse mensdom vertoon. Ten spyte van die feit dat die leeu op 'n keer geknak het, soos ons hier sien in die prentjie, het hy 'n groot werk verrig en 'n groot beloning ontvang. Die Here het hom in hemelse glans en waardigheid kom haal. Ons het nie eens baie waardigheid op hierdie planeet nie. Maar wanneer God mense kom haal, kom hy met al sy glans, al sy glorie. Wat 'n uitroep dink jy het ek op hierdie stadium geuiter? Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy klere gevat en in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. Die teken dat ek 'n dubbele mate van Elia se gees sou ontvang, is op daai oomblik vervul. Ek het daardie mantel gevat en styf teen my bors gedruk en gesê, dankie, dankie, dankie Here. Nou kan ek voortgaan om die werk te doen met die krag wat U aan my gegee het. En baie keer moet ons die Here smeek om ons krag te gee, om mooi met mense te gaan werk. Hier op my sterfbed in Samaria, en dit is wat ek nou doen op die oomblik, ek gesels met jou daaroor, het ek besef dat ek nie soos Elia lewendig in die hemel opgeneem gaan word nie. Ek sal my oë toemaak en net soos Moses sterf, maar soos Moses opgewek is, sal ek ook opgewek word. Dit gaan 'n groot ondervinding wees. Dink net die gevoel van vryheid as hy ons kom haal. En reinheid, ons leef in besoedeling. Daar gaan reinheid wees, hier is alles glorie van God. En vrede en geluk wat ons op daardie oomblik gaan ervaar. En dan, ons is sosiale wesens. Ons gaan weer ons vriende, ons dierbare sien en omhels, om nooit weer totsiens te sê nie. Hoekom het ek my klere geskeur terwyl ek Elia in die hemelse prosessie in die blou lug sien opvaar? Weet julle hoekom?
Dis omdat ek my ou kleed nooit weer gaan aantrek nie. Van nou af dra Elia sy mantel. Daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En ek moet vir julle sê, ek was nogal bewoog. Ons was goeie maats. En dis hier waar ons so rukkie van tevore saam geloop het. Nou is hy weg. Hy is weg. Ken jy die ondervinding van my kind is weg? My vrou is weg, my man is weg. Nostalgie. Terwyl ek met Elia se mantel voor daai rivier staan, baie gedagtes in my kop. Dink ek aan die heel eerste keer toe hy sy mantel op my skouers geplaas het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sê vir die mantel, nou is jy nie net vir 'n oomblik op my skouers nie. Nou is jy vir altyd daar. Mantel, jy is simbolies van die feit dat ek nou amptelik die plek van Elia ingeneem het. As ons nou na die profete seuns toe gaan, sal hulle jou sien en weet wat dit beteken. En hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. Mense, dit was vir my 'n groot oomblik. Toe ek in geloof daai mantel vat en ek tik die water. Wat 'n gesig, toe daai water pad gee en ek daar deur staan. Ook het wonderlike ondervindings. My gebed, waar is die Here, die God van Israel, is beantwoord. Nie net by die Jordaanrivier nie, maar dwars deur my bediening was hy by my. Probleme is nie struikelblokke nie, my dierbare vriend. Dit is geleenthede om op God te vertrou. Vat die vee van vrees en sit dit by vertroue. Dan is God in beheer en nie ek in vrees in beheer nie. En die profete seuns wat in Jerigo was, het dit op afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. Nadat hulle vertroue in my geplaas het, het ek met groot vrymoedigheid my nuwe loopbaan binne gegaan. Weet as mense ons vertrou, gee dit ons so ekstra bietjie krag. Daar was nog een groot les wat die manne van die profete skool moes leer. En vir hom gesê, dis nou die profete seuns sê nou vir Elisa, vir my. Kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne. Kyk, het groot en sterk is hulle. Laat hulle tog u Heer gaan soek, is nou vir Elia. Of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy het hulle beveel, stuur hulle nie. Jy weet, hulle het gesien, ek het saam met Elia weggestap. Hulle het nou gesien, ek het sy mantel aan. Hulle het gesien hoe ek deur die Jordaanrivier stap na te kom, met die mantel geslaan het. Ek het vir hulle van die grootsheid van die hemelvaart vertel. Nou wil hulle hom gaan soek. Nou omdat so iets nog nooit in Israel plaasgevind het nie, was dit moeilik vir hulle om dit te aanvaar. Hulle wou net seker maak of Elia nie weer iewers neergesit is nie. Maar toe hulle tot vervelings toe by my aanhou, ons noem dit nag in Engels, sê hy,
stuur. Daarop stuur hulle 50 man uit, en die het 3 dae lank gesoek, maar hom nie gekry nie. My liewe vriende, daar is tye wanneer nie 'n profeet of die Here self nie langer nee sê nie. En dan laat hy ons begaan. Nou maar goed, as julle aanhou, gaan nou maar. So eintlik moet ons as die Here die eerste keer sê nee, dit aanvaar. En as die profeet dit vir die eerste keer sê, moet ons dit aanvaar. Die jong mense het 3 dae gemors en druipsterk teruggekom. Jong mense leer baie lesse op harde maniere. 2 Konings 2 vers 17. Maar toe hulle tot vervelings toe by hom aanhou sê hy, stuur, daarop stuur hulle 50 man uit. En die het 3 dae lank gesoek, maar hom nie gekry. Ek het vir hulle gesê, kom ek vertel jou van my tweede wonderwerk. Ek lees net hierdie teks. En hulle het na hom teruggekeer, terwyl hy nog in Jerigo vertoef, en hy vra hulle, het ek julle nie gesê, moenie gaan nie. So hierdie episode is nou afgesluit. Kom ek vertel julle van die volgende wonderwerk. En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, hy's reg geposisioneer, is mooi hierso. Soos my Heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Na die hemelvaart van Elia, het ek nog so rukkie in Jerigo vertoef, so mooi daar. So pragtige oase hier in die Judeese woestyn. Al wat hulle nodig gehad het, hierdie profete seuns, was water, vars water. Hierdie ander water was aklig. Luister wat het toe gebeur. En die antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin. En hulle het dit na hom gebring. En die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, maar soos my Heer sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Maar daar is nie helende krag in die sout om die water te genees nie, maar dit was 'n simbool van iets anders. Raai wat? Dit is simbolies van die genesende krag van God, wat die water in hulle oorspronklike lewegewende toestand kan verander. Ek het die sout geneem en in die naam van die Here dit in die fontein gegooi. Deur hierdie simboliese daad het ek vir die mense verduidelik hoe die Here die fonteine van ons lewens reinig. Voordat sout aktief is, moet dit met iets meng wat gepreserveer moet word. Sout wat ek in die besoedelde fontein gegooi het, moet met die water meng. Julle moet soos sout wees wat in die water gegooi is, het ek vir die manne gesê. Julle moet met mense in kontak kom. En julle goedheid, en julle liefde, en julle omgee in hulle harte uitstort. Die pragtige les van die sout. En die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. Jy moes gesien het, hoe hulle lag en huil, oor die slegte water wat nou lekker gebrood. Kan jy dit sien? Ek het vir hulle gesê, soos wat die Here uit groot jammerte hulle fonteinwater genees het, hulle ook so siek en stikkende harte van mense moet gaan genees. Dit gaan oor genesing. Net soos die water genees is, so kon Israel ook genees word, indien hulle God se gekose profeet
aanvaar. En as jy God se profeet, die huidige en die voriges, aanvaar, wag daar vir jou genesing. Soos die Jerigo waters gevloei en seëning gebring het, so moes Israel met die omliggende nasies ook doen. Hulle moes 'n fontein van lewende water geword het. En nou praat ek met jou, my dierbare vriend. Die gif van sonde is nog steeds aktief in ons harte. Fonteine van haat, van bitterheid, besoedel ons. Waar is die genesende waters van liefde, vreugde en verdraagsaamheid wat moet vloei? Toe ek die soetwater proe, bid ek, ag Here, plaas u sout van genesing en reiniging in my ou sondige besoedelde hart, en help my tog om die dors van ander met die waters van u goddelike genesing te les. My liewe vriend, God kan jou op hierdie oomblik genees, die waters van jou lewe. As jy hom so toelaat, sal hy die res doen. Miskien is daar iemand wat wag dat die waters van jou vergifnis en liefde oor hulle moet spoel. Maak asseblief die sluise van jou skoongemaakte hartsfontein oop en spoel daardie nuwe skoon waters van hoop en vreugde en liefde in mense se lewens wat na hierdie soort water dors. Liefdevolle Vader, slegte waters is soet gemaak deur sout. In ons harte is daar ook slegte waters. Ek bid vir die sout van genesing, daar uit my, helende, verfrissende, gesonde soetwater sal vloei. En mense wat met my in aanraking kom, se dors geles kan word, deur die mooi wat ek vir hulle doen. En ek bid dit ook vir elke mens wat na hierdie program luister. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.